Vader, ek wil vir u dankie sê vir u woord. Here, ons wil vanoggend vra dat u ons geestesore sal open. Vra dat u ons geestesoë sal open. As Paulus gebid het, Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, wat gebid het, Lord, open the eyes of my heart. Ek vra dat u ons geestesore sensitief sal maak. Geef ons 'n honger vir die woord. En Here, voed ons dan met 'n kombinasie van woord en gees. En rus ons so toe. En gee ons 'n passie en 'n ywer om uit te gaan. Soos die woord wat vanoggend gekom het. Ek wil bid vir hierdie gemeente, ek wil bid vir hierdie huis. Heilige Gees, ons sê vir u welkom in ons midde. Ons maak ons oop. Ons wil soos klei wees in die hande van die meester pottebakker. Ons wil toelaat dat u ons vorm, ons wil nie rigied wees nie, we don't want to be set in our ways. Ons wil voortdurend vernuwe word, gevorm word na die beeld van Christus. Ons maak onsself oop vir hierdie prosesse van die Here, en ek bid dat as die woord vanoggend kom, dat dit 'n woord uit die mond van die Here sal wees, en dat die boodskapper onsigbaar sal wees, maar dat dit u wees wat sal praat. U sê vir ons, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the word of mouth, from the mouth of God. En ons bid, Here, dat u vanoggend met ons sal praat, that you will make life-carrying deposits in our spirit man. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het verlede week gepraat oor, die laaste 2 weke, is ons in Johannes gewees. Nou in Johannes is daar die 7 wonderwerke van Jesus. Jesus het duisende wonderwerke gedoen, maar in Johannes word daar spesifiek net 7 gerapporteer. Jesus het water in wyn verander, hy het die regeringsbeampte se seun genees en dis meer. En daar is ook die 7 ek is verklarings in Johannes. Jesus het gesê, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die weg, waarheid en lewe, ek is die opstanding en die lewe. Hy het ook gesê, ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, en ek is die ware wynstok. Nou jy kan enige een van hierdie 7 vat, jy kan 'n uur lank 'n boodskap bring daaroor. Geweldig diep, geweldig baie betekenis daarin, maar dit is nou nie waarop ons vanoggend gaan fokus nie. En was ook net interessant om te sien wat die reaksie was van die religious establishment van sy dag. Elke keer as Jesus gesê het, ek is die goeie herder, ek is die deur, ek is die weg, waarheid en die lewe, dan die frustrasievlakke en die woedevlakke van die religious establishment net eenvoudig gelig, tot het gepiek het. As Jesus gesê het, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die weg, waarheid en lewe, dan lees ons in hoofstuk 7, toe hy dit sê van homself, toe het die Jode hom probeer doodmaak. Verder in die boek sien ons, wanneer hy sê, ek is die opstanding en die lewe, ek is die brood van die lewe, dan lees jy 'n paar hoofstukke aan, dan sien jy toe hy dit sê, het die religious establishment klippe opgetel. En dan sê hy, ek is die lig van die wêreld. En dan lees jy in die volgende hoofstuk, toe wou hulle hom stenig. En toe hy sê, ek is die ware wynstok, toe skree hulle, kruisig hom. Nou wat gebeur hierso? Dis die religious spirit, wat 'n skoothondjie is van die anti-kris gees, wat teen Jesus gekom het, wat hom uit die pad uit wou kry, wat hom wou vermoor, wat hom wou doodmaak. En dit was net vir my unbelievable om te sien hoe die vyand Christus probeer bykom en hoe 'n klomp demoniese strategieë amper geïnkorporeer word. Daar's 'n hele paar demoniese bose geeste, bose magte wat saam met die anti-kris gees span,
saam met hom werk, om Christus en sy liggaam, die kerk, by te kom. Maar Jesus het ook gesê, die woord sê ook van Jesus, behalwe die 7 dinge wat Jesus van homself beklemtoon het, sê die woord ook vir ons, hy is die barmhartige Samaritaan. He is the good Samaritan. En ek wil vanoggend, hierdie is seker een van die bekendste gelykenisse wat Jesus ooit vertel het, en ook een van die invloedrykste gelykenisse wat Jesus vertel het. En ek gaan vanoggend fokus op hierdie gedeelte, op Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37. Nou, in hierdie gelykenis en in 'n hele paar ander gelykenisse is daar die ooglopende betekenis van die gelykenis wat jy sommer met die eerste oogopslag kan sien. Maar dan is daar ook, veral in hierdie gelykenis, is daar 'n dieper betekenis. Dit is amper soos 'n skat wat begrawe lê. Jy kan skulpies en klippe, jy kan maar net gaan loop, gaan stap op die strand, jy kan skulpe optel, dit lê daar op die grond. Maar wanneer jy soek vir diamante, wanneer jy soek vir goud, dan moet jy delf, dan moet jy diep delf, om dit uit te kom. En ek wil vanoggend, the beauty of God's word, hierdie verskuilde skatte, hierdie gekamoufleerde skatte, in God se woord wil ek vanoggend probeer uitlig, met die hulp van die Heilige Gees, om ons almal opgewonde te maak opnuut oor die woord. So ek wil jou vra, maak jou hart oop, word vanoggend gevoed, genourish, met die woord van God. Dit gaan jou motiveer, dit gaan jou 'n passie gee, dit gaan jou 'n ywer gee, om deel te raak van God se groot visie, en sy plan wat hy op hierdie stadium op aarde mee besig is. Nou ek gaan hierdie gelykenis lees in die ou Afrikaanse vertaling, Lukas 10 vanaf vers 25. Vers 25 sê, en daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan, wat Jesus versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou ek wil net gou myself hier onderbreek. Dit was 'n wetsgeleerde, 'n fariseer, wat vir Jesus hierdie vraag vra, was 'n strikvraag. Hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe, to inherit eternal life? What must I do to inherit eternal life? Nou, net deur hierdie vraag het hierdie persoon klaar sy onkunde tentoongestel. Hy het klaar sy geestelike blindheid laat blyk. Jy kan niks doen om te erf nie. Jy moet gebore word om te kan erf. As ek, Anton Rupert, Johan Rupert, die Rupert familie se karre vir 'n paar jaar kon gaan was, om eendag 'n erfgenaam van die Ruperts te wees, dan sou ek dit gedoen het. Maar jy kan niks doen om te erf nie, jy moet gebore word om te kan erf. Nou, Jesus antwoord toe sy vraag, en hy sê vir hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En Jesus het dikwels wanneer hy hierdie tipe vrae geantwoord het, hy het geantwoord nie aan die hand van die vraag noodwendig nie, hy het dikwels geantwoord aan die hand of teen die agtergrond van die vraer. Hy het onmiddellik opgetel waar trek die persoon oor die vraag vra, en hy dan met daai persoon gepraat, en met hom geconnect op die plek waar hy trek op daai stadium. En hy sê vir hom, die man antwoord vir Jesus, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag, al jou verstand, en jou naaste moet jy lief hê soos jouself. Jesus sê toe vir hom, jy het reg geantwoord, gaan doen dit, en jy sal lewe, gaan probeer dit, gaan probeer om deur die nakoming van die wet, ewige lewe te verwerf. As jy dit reg kry, sal jy lewe, maar niemand het dit nog ooit reg gekry nie. En die man vra toe vir Jesus, maar wie is my naaste? Hy wou homself regverdig, en hy sê toe vir Jesus, wie is my naaste? En is in antwoord op hierdie vraag van die wetsgeleerde, wie is my naaste, dat Jesus hierdie gelykenis vertel het. En hy sê toe vir hom, 'n sekere man, vers 30, 'n sekere man
het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en hulle laat hom half dood lê. Nou hierdie een versie is absoluut gelei met verskuilde, gekamoufleerde, geestelike skatte. Dis nie net wat ons met die eerste oogopslag hier sien wat hier gebeur het. Hierdie gelykenis sê nie net vir ons wie is jou naaste nie. Hier's 'n diep betekenis wat ek vanoggend vir jou wil probeer oopbreek. Nou kom ons kyk gou na hierdie vers 30. 'n sekere man, dis 'n sleutelwoord, het afgegaan, dis nog 'n sleutelwoord, van Jerusalem, sleutelwoord, na Jericho, nog 'n sleutelwoord. Nou kom ons vat gou hierdie. Wat hier gebeur het is, Jerusalem in hierdie vers verteenwoordig die woonplek van God, die gemanifesteerde vrede, vreugde en vervulling van die Here, soos wat ons in die paradys in die tuin van Eden voor die sondeval gehad het. Dis Jerusalem. Nou 'n sekere man, Adam, voor die val, het nou Jerusalem verlaat. Hy het hierdie plek van veiligheid, hierdie plek van sekuriteit, hierdie plek waar hy in die wil van die Here was, het hy verlaat, en hy het afgegaan. Dit was 'n afdraande pad. Die grafiek het verkeerde kant toe geloop. Dit was 'n verkeerde besluit. Dit was 'n besluit wat in rebellie geneem is teen die uitdruklike, uitgesproke wil van die Here. Hy moes dit nooit gedoen het nie. Afgegaan na Jericho. Nou ek het dit nooit geweet nie, maar Jericho is die laagste plek op aarde. Jericho lê 250 meter, 825 voet onder seevlak en is die laagste plek op aarde. Ons moet verstaan, Jesus is nie sommer net twee plekke se name uit die lug uit gegryp vir sy gelykenis nie. Daar was 'n rede hoekom hy gesê het hy het van Jerusalem afgegaan Jericho toe. Nou net iets oor Jericho. Jericho is 'n tipe van die wêreld, gevalle wêreld. Dis die plek waar Satan Jesus die koninkryke van die wêreld gewys het. En as jy gaan kyk in Josua 6 vers 26, dan sê jy sien, Jericho is volgens die woord ook the place of destruction and of the curse. So hier's 'n man wat in Jerusalem gewoon het, geleef het, plek van vrede, vreugde, vervulling, gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here. Hy verlaat dit, hy gaan af na Jerusalem toe wat 'n tipe van die gevalle wêreld is. Wat toe gebeur is rowers oorval hom. As jy net die Griekse woord gaan kyk wat hier in Afrikaans vertaal is met rowers, dan sal jy sien dis 'n rowerbende wat georganiseerd was, wat met 'n plan gewerk het. Dis nie sommer net ouens wat daar gesit het en random toegeslaan het nie. Dit was 'n georganiseerde misdaadsyndikaat wat op daai roete geoperate het. En wat ons daaruit kry is, ons het hier te doen met die gevalle mensdom, wat 'n verkeerde besluit maak, in rebellie teen die Here, verlaat die teenwoordigheid van die Here, verlaat die plek van veiligheid en sekuriteit, en begin af te beweeg, afdraande pad, Jericho, gevalle wêreld, en hulle maak hulle self oop vir die vyand, vir die hiërargie van duisternis, owerhede, magte, wêreldheersers, bose geeste in die lig. Maak hulle oop vir hierdie hiërargie van duisternis en hulle word oorval. Johannes 10:10 sê vir ons, die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. So in hierdie gelykenis is die rowers is simbolies, is aanduidend van die hiërargie van duisternis wat die gevalle mensdom aanval. En dan sê daai selfe vers vir ons, toe die rowers die man aangeval het hulle hom uitgetrek, hulle het hom geslaan, en hulle gaan van hom af weg en hulle laat hom half dood lê. Nou julle weet dat toe Adam en Eva in die paradys was voor die val, was hulle geklee met die heerlikheid van die Here. En onmiddellik na die val, die eerste gewaarwording wat Adam en Eva gehad het, was, hulle is nou naak. Hulle is nou uitgetrek, hulle is gestroop,
Die rower, die dief het hulle gestroop van hulle heerlikheid en hulle staan nou naak voor die Here. En dis presies wat met hierdie man gebeur het, wat op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe. Die rower, hiërargie van duisternis val hom aan, stroop hom van sy heerlikheid en hy staan naak voor die Here. Dis wat die woord vir ons sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here. Maar van ons wedergeboorte af is die Here elke dag, elke week, soos wat ons onsself onderwerp aan die heerskappy van die Heilige Gees, is die Here besig om ons weer te herstel en te restoreer en ons beweeg van heerlikheid tot meer heerlikheid, tot meer heerlikheid. So, nou sien die man wat op pad is, Jerigo toe, hy is gestroop van sy klere, hy is naak agtergelaat, en dan sê die vers vir ons, hulle het hom half dood agtergelaat. Nou Jesus sê niks toevallig in hierdie gelykenis nie, hy het die ding gepremeditate, hy het presies geweet wat hy wil sê, hulle laat die man half dood, nie ernstig beseer of gewond nie, half dood. Wat het met Adam en Eva in die paradys gebeur? Die Here sê vir hulle, julle kan van al die vrugte, van al die bome se vrugte kan julle eet, behalwe hierdie een boom. As julle van daai boom se vrugte eet, sal julle sekerlik sterwe. Hulle eet toe van daai boom se vrugte en hulle slaan nie dood neer nie. Nou, het God dan nou nie die waarheid vir hulle gesê nie? Natuurlik het hy. Die mense se drieleddige wese, ons is gees, ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Alhoewel hulle nie fisies gesterf het toe hulle van daai boom se vrugte geëet het nie, het hulle geesmens gesterf. Okay? So half dood, Adam en Eva was na die val half dood. Die geesmens is dood, maar fisies het hulle gelewe. So hulle was ook na die rower hulle in die paradys bygekom het, half dood agtergelaat. En dis presies die betekenis, die verskillende betekenis van hierdie gelykenis. Hierdie man wat op pad was Jerigo toe, hierdie afdraande pad, hierdie verkeerde pad, die vyand hom beet gehad het, as hy half dood agtergelaat. En dan sien ons die rowers het net hulle het net daarna weggegaan. Satan is harteloos, hy's gevoelloos, hy slag, steel en verwoes, en dan stap hy weg van sy slagoffer af, soos jy 'n uitgesuigde lemoen een kant toe gooi. Dis die karakter van hierdie bose figuur, en ja. Nou, dan sien ons vers 31, sê vir ons, en bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die kant verby. Vers 32, en net so het ook 'n leviet by die plek gekom, en hom gesien en aan die kant verbygegaan. Nou hierso gebruik Jesus spesifiek vir 'n baie goeie rede hierdie twee figure. Hy praat eerstens van 'n priester wat verbygekom het, en dan in dieselfde vers sê hy, na die priester het 'n leviet verbygekom. Nou die priester kon nie help nie. As jy gaan kyk in Levitikus 21, gaan staan daar, dis die wettiese voorskrifte wat op die priesters en die leviete en die mense van toepassing was. In Levitikus 21 vers 11 sê, nor shall he go near any dead body. Die priester mag nie gehelp het nie. Hy was in terme van die wettiese voorskrifte nie toegelaat om naby 'n dooie persoon te kom nie. Selfs nie eens 'n mens wat gebloei het, mag die priester aangeraak het nie. So die priester en die leviet kom na hom daar verby, en albei van hulle het die man wat daar halfdood lê gesien, maar hulle het aan die ander kant verbygestap. Nou die priester se tempelassistent was die leviet gewees. En die priester en die leviet in hierdie gelykenis verteenwoordig the law and religious practice of religious activity. En the law and a dead religious activity kan die mensdom nie help nie. Dis wat hier staan. Die priester en die leviet kon die halfdood man nie help nie. The law cannot remove sin. The law can only reveal sin and show you
that you are in need of a Savior. So die Here sê hier vir ons, the law and religious practice of religious activity, ongelukkig is daar in kerke reg oor die wêreld soveel religious activity without any spirit life. Dit kan die mensdom nie help nie. Hier kom die persoon op die toneel wat wel kan. Die priester is daar verby, kon nie help nie. Leviet is daar verby, kon nie help nie. En dan sien ons vers 33, begin met die woordjie maar. Ek is altyd opgewonde as ek 'n vers in die Bybel sien wat begin met die woord maar. Dit sê, nou gaan dinge verander. Dit het nou eers so gegaan, maar nou gaan dit anders raak. Priester en Leviet kon nie help nie, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel. Ek wil sommer die gelykenis vooruitloop en vir jou sê, die Samaritaan in hierdie gelykenis is niemand anders nie as Jesus Christus homself. Hier kom Samaritaan verby. Nou, 'n Samaritaan was 'n half Jood. Of jou pa of jou ma was 'n Jood of 'n Jodin, en dan was daar een van die twee partye was van 'n ander etniese groep, maar as of jou pa of jou ma 'n Jood was, dan is jy 'n Samaritaan. 'n half Jood. Nou Jesus was 'n half Jood. Jesus se moeder Maria was 'n Jodin en sy pa was die Heilige Gees. So Jesus fit 100% in hierdie rol, in hierdie gelykenis. Nou die Samaritane was deur die Jode verag. Die Samaritane was in die oë van die Jode die laagste vorm van menswees. Nou hier kom Jesus, die Samaritaan, kom verby en hy versorg die man se wonde. Jesus word ook genoem in die woord the healer. Hy versorg die man se wonde met 'n mengsel van olie en wyn. Nou wat sê dit vir ons in die konteks van hierdie gelykenis? Met 'n mengsel van olie en wyn. Olie en wyn verteenwoordig twee verskillende eras. Olie verteenwoordig, dit was 'n simbool van salwing, van anointing in die Ou Testament, en wyn verteenwoordig die nuwe bedeling, die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus giet, die barmhartige Samaritaan giet olie en wyn op hierdie halfdoodman se wonde. Nou gesamentlik verteenwoordig die olie en die wyn dit wat God in die Ou Testament en dit wat die Here in die Nuwe Testament voorsien het vir die heling en die restaurasie van die gevalle mensdom. Dis waarvan hierdie gelykenis spreek. En toe het Jesus die man op sy pakdier gehelp en hy neem hom na die herberg toe. Nou ons gaan nou by die herberg kom. Net iets wat ek wil onderstreep. Hier is die gevalle man in sonde geval, ontmoet Jesus die barmhartige Samaritaan langs die pad en Jesus behandel hom, Jesus red hom. Hy kom tot wedergeboorte. Maar hy vat hom nie dadelik huis toe nie. Die man het ook mos nou 'n huis gehad waar hy gebly het. Hy vat hom eers herberg toe. Nou die herberg is die kerk, ons sal nou by dit kom. Die herberg is ek en jy, dis die kerk. Maar hy vat hom nie dadelik huis toe nie, hy vat hom eers herberg, vat hom herberg. En wat hier gebeur is, dit spreek vir my so van ons situasie. Ek en jy val in sonde, ons word in sonde ontvang en gebore, ons ontmoet Jesus op 'n dag, ons kom tot wedergeboorte, maar jy gaan nie dadelik hemel toe nie. Hy los jou op aarde vir 'n rede. Jy het 'n calling, 'n purpose, 'n destiny aan hierdie kant van die ewigheid wat ons eers moet vervul. Toe vat Jesus die man na die herberg toe. Nou, hy het die aand daar oorgeslaap en die volgende oggend toe gee hy 2 pennings aan die eienaar van die herberg en hy sê vir hom, sorg vir die man en wanneer ek terugkom sal ek jou beloon. En hier is die groot opdrag. Hier is die groot opdrag. As die sekere man wat van Jerusalem afbeweeg het, Jerigo toe, as dit die gevalle mensdom verteenwoordig. Jesus verteenwoordig, of die barmhartige Samaritaan verteenwoordig Jesus in die gelykenis.
En die man kom tot bekering, en hy sit hom in die herberg, hy sit hom in 'n kerk, en hy sê vir die kerk, sorg vir hom, en as ek terugkom, sal ek jou beloon. Wat ons hier hoor is die groot opdrag. Die Here sê vir die kerk, die Here sê vir ek en vir jou, vir my en vir jou. En Neil Du Plessis se woord het my so opgewonde gemaak vanoggend, want dis die punchline van hierdie gelykenis. Jesus gee vir ons, vir die herbergier, die opdrag, om die gevalle mensdom te bedien. Om die gevalle mensdom met olie en wyn, met die toerusting van die Heilige Gees te bedien, sodat die mensdom gesond kan word. En die woord sê ook vir ons, dat eendag, wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal, het hy sy loon by hom. Dan gaan hy ons beloon vir dit wat ons in die naam van Jesus gedoen het, deelgeneem het aan hierdie groot opdrag. En dis wat die barmhartige Samaritaan hierso vir die herbergier ook sê. Jy sal loon ontvang. So, die gevalle, gewonde, naak, halfdood mens, man, word in die hande van die herbergier, in die hande van die kerk geplaas. Nou, ek wil nou na die nagmaaltafel toe begin mik. Ek dink dit sal miskien van pas wees om vanoggend net een of twee goed te sê oor dit wat die NG Kerk deurgaan op die oomblik. Ons almal weet van die besluit van die algemene sinode dat gay en lesbiese predikante gewettig word, gelegitimeer gaan word, dat hulle in die ampt kan dien. Ons weet almal, dis in stryd met die Bybel, dis erg in stryd met die Bybel. Dis vir my moeilik om te verstaan hoe die leierskorps van 'n groot organisasie deur 'n proses gaan en by daai slotsom uitkom dat dit gedoen kan word. Ek het die gevoel gekry dis 'n humanistiese besluit. Dis 'n wêreldsgesinde besluit en die woord van God is geïgnoreer. Ons almal weet dit. Maar weet julle, ek wil 'n beroep doen op WCG se lidmate. Moenie kritiseer nie. Moenie doodspreek nie. We reject sin, but we embrace the sinner. Moenie doodspreek nie, moenie kritiseer nie. Hierdie goed kom terug na julle toe. Ek het nou die dag 'n getuienis gehoor van 'n ou wat hy het vir jare, vir sy lewe lank, het hy finansiële probleme gehad. Hy breek net nie deur nie. Sy getuienis is dit. Hy was geweldig krities teenoor die kerk. Maak nie saak wat 'n kerk dit is nie. Hy is in geen kerk nie. Hy's geweldig krities teen die kerk en hy het aanhoudend kritiese goed gespreek, doodgespreek. En hy het dit bely en hy het vrygekom daarvan. En sy getuienis is dat dit was die keerpunt wat sy finansies aanbetref. So ek vra vir julle, ons weet dis verkeerd. Moenie doodspreek, vingerwys, dat hy wat sonder sonde is, dat hy die eerste klip gooi. En daai mense se sonde is nie groter as myne nie. Ek kan nie sê om lesbies of gay te wees is 'n groter sonde as die sonde wat Johan Skoonraad mee sukkel. Voor God is dit presies dieselfde. So kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir hulle. As dit die groot opdrag is. Ons is die kerk van Jesus Christus. Hy laat die gevalle, gewonde mensdom in ons sorg. Dan's 'n groot deel van die kerk is in die moeilikheid. En ons kan nie ons distansieer van die liggaam van Christus. Ons moet identifiseer dan. So bid vir hulle en spreek lewe in plaas van om te kritiseer en vinger. Ons almal weet dis verkeerd. As jy voor die vallei van doodsbeendere gaan staan, dit vat nie 'n profeet om te sien dis 'n vallei vol doodsbeendere nie. Maar wat het die profeet gedoen? Hy het nie daar gestaan en gesê, kyk hoe mors dood gevrek, leweloos is julle nie. Hy het begin lewe spreek en daar het 'n beroering gekom en daai dooie doodsbeendere het begin lewe kry. Dis ons rol
in ons roeping in 'n situasie soos hierdie. En ek wil net iets met julle deel voor ons nagmaal gebruik. Ons is nou die dag 'n klomp gemeenteleiers bymekaar. Sommer net spontaan, dit was nie 'n forum ding nie. En ons gebruik toe nagmaal. En die ou wat toe nou voorgaan wat die nagmaal bedien, sê vir ons die aand toe Jesus die nagmaal ingestel het voor sy kruisiging. Wie het almal om daai tafel gesit? Daar het byvoorbeeld Judas gesit. Jesus het hom bedien met nagmaal. Daar het Johannes het om daai tafel gesit. Johannes het net kort van tevore, paar dae voor dit, het Johannes en Jakobus het hulle gesê, Here, as ons daar bo kom, wil ons asseblief aan die linker en aan die regterhand sit. Dis waar hulle getrek het. Jesus het hulle bedien met nagmaal. Petrus was nog 'n ou wat om daai tafel gesit het. Petrus was die ou wat Jesus sou verloon. Jesus bedien hulle almal, ten spyte van hulle kondisie. Die nagmaalstafel is 'n tafel vir sondaars, soos ek en jy. Is 'n tafel vir sondaars. Ons kan so maklik 'n beweging van die Heilige Gees mis. Ek weet nie of julle die storie gehoor het van die president van Zambië nie. President van Zambië was nou die dag in Sandton in Johannesburg, maar net voor hy Suid-Afrika toe gevlieg het, het hy 'n dekreet geteken. Hy het 'n dekreet uitgevaardig in terme waarvan 27 Oktober, julle kan maar gaan Google, ek het dit oor en oor gecheck, dit is die waarheid. Hy het 27 Oktober, dis nou so oor 10 dae, het hy 'n nasionale dag van vas en gebed in Zambië verklaar, met 'n dekreet wat hy geteken het en uitgevaardig. Nou hoor nou mooi, die ou is alkoholist, die president, die staatspresident van Zambië. Hy was in Sandton by 'n kliniek dis 'n rehabilitasiesentrum vir alkoholiste, dit is hoekom hy in Suid-Afrika was. Net voor hy soontoe gekom het, het hy hierdie dekreet uitgevaar. Kyk nou wat gebeur, toe die kerk hoor, staatspresident het 'n dekreet uitgevaardig. Toe gaan hulle te kere, hulle kritiseer hom, hulle distansieer hulle self van hierdie dag, want in hulle oë is dit alkoholis wat die dekreet uitgevaardig. How easy can we miss a move of God? Man, sê nou maar die staatspresident het geskinder. En hy vaardig 'n dekreet uit. Dat daar dag van vas en gebed, sou die kerk hulle gedistansieer het van die vasdag as die staatspresident geskinder het? Waarskynlik nie. Waarom kategoriseer ons sondes? Hoekom sê ons, dis baie groter as die volgende? En ons leef met hierdie kritiese ingesteldheid, niks is goed genoeg vir ons, die puriste en die fynproevers nie. Where's the humility? Where's the brokenness? Where is love covers a multitude of sins? En dis met daai gesindheid wat ek om my tafel gaan sit. Om nagmaal te gebruik is vir my so sinvol. Het maak my nederig, maak my gebroken, het maak my partykeer emosioneel. Want dan gaan sit daar en dan sê vir Jesus dankie vir sy liggaam wat vir my sondes gebreek het. Ek sê vir hom dankie vir sy bloed wat vir my gevloei het. As dit nie was daarvoor nie, het ek nie 'n kans gehad nie. Het ek nie 'n kans in 1 miljoen jaar gehad. En dis waar van elkeen van ons. So, as ons vanoggend die tafel gebruik, die brood gebruik, die beker gebruik, gaan en word nederig voor die Here. Vergeet van al die ander mense wat jy graag wil kritiseer en wie se sondes jy graag wil uitlig. Fokus op jouself. Moenie jouself condemn of skuldgevoelens, en dis nie nodig nie. It's an offense to the cross. Maar gaan staan nederig voor die Here en sê vir hom, Here, dankie. Dis 'n enorme prys wat U betaal het vir my sondes. Omdat U gesterf het, kan ek leef vir ewig. Omdat U sonde geword het, kan ek wees
die geregtigheid van God in Christus Jesus. Omdat U die vloek aan daai kruis op U geneem het, kan ek wees die geseënde van die Here. Omdat U gewond is aan daai kruis, kan ek genees wees. Omdat die Vader U verlaat het. Jesus was God verlaat aan die kruis, sodat ons die versekering het, die Here sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dis die spin-off van wat Jesus op Golgotha gedoen het. So, ons gaan nou nagmaal gebruik en ek nooi jou uit tafel toe en ek nooi jou uit om net nederig, oop en deursigtig voor die Here te gaan en vir hom te sê, Jesus, dankie. Dankie vir wat U vir my gedoen het aan daai kruis. Amen.